as hy. Broer, suster, ons skriflesing vanaand kom uit Handelinge. Ons gaan daar lees in die eerste hoofstuk, so 'n paar verse saam wat ons gaan saam lees vanaf vers 1 tot 11 en dan gaan ons praat oor so 'n stukkie later ook weer. Voordat ons lees, so wat ons sit, kom ons bid saam. Here, is 'n voorreg om so saam te kan kom in hierdie aand en te kan bid, te kan vra, Here, in 'n diepe afhanklikheid, dat U, Here, U woord sal oopbreek, dat ons sal hoor, dat ons sal luister, en dat ons sal doen wat U van ons vra. Ons kom bid en kom vra dit, Here, in U naam. Amen. So wat ek gesê het, ons lees in Handelinge hoofstuk 1 vanaf vers 1. My eerste boek, Theophilus, het ek geskrywe oor alles wat Jesus gedoen en geleer het, van die begin af tot op die dag van sy hemelvaart. Voordat hy in die hemel opgeneem is, het hy deur die Heilige Gees bevele gegee aan die manne wat hy as apostels uitgekies het. Na sy dood het hy aan hulle met baie onbetwisbare bewyse ook getoon dat hy lewe. In die loop van 40 dae het hy by verskeie geleenthede aan hulle verskyn en met hulle oor die dinge van die koninkryk van God gepraat. Terwyl hy 'n keer saam met hulle aan tafel was, het hy hulle beveel, moenie van Jerusalem af weggaan nie, maar bly wag op die gawe wat die Vader beloof het, soos julle van my gehoor het. Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal binne 'n paar dae met die Heilige Gees gedoop word. Toe hulle 'n keer weer by mekaar was, het hulle vir Jesus gevra, Here, is dit nou die tyd dat U die koninkryk vir Israel weer gaan oprig? Hy het hulle geantwoord, dit is nie vir julle om die tyd en die omstandighede te weet wat die Vader in sy eie mag bepaal het nie, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en in Samaria en tot aan die uithoeke van die wêreld. Nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem, terwyl hulle dit sien en 'n wolk hom het wegneem, sodat hulle hom nie langer kon sien nie. Terwyl hy weggaan en hulle nog stip na die hemel kyk, het daar skielik 2 mans in wit klere by hulle gestaan. Die sê toe vir hulle, Galileërs, en waarom staan julle so na die hemel en kyk? Hierdie Jesus wat van julle af na die hemel toe opgeneem is, sal net so terugkom, soos julle hom na die hemel toe sien opgaan het. Tot sover ons skriflesing vanaand. As gelowiges, as ons nadink oor die hemelvaart, oor dit wat ons vandag herdenk, die wete dat Jesus opgevaar het hemel toe, en ons kyk na die boek Handelinge, ons kyk na die geskiedenis, na die geskiedskrywings, na die boeke wat ons lees oor die hemelvaart, kan ons nie dink aan die hemelvaart sonder die teenwoordigheid van die Gees nie, die Heilige Gees. Handelinge kom op 'n interessante manier en die skrywer van Handelinge, dan Lukas, hy kom op 'n baie insiggewende manier en hy kom skryf en hy kom sê, maar as ons kyk na die hemelvaart, dan sien ons eintlik elke tweede sinnetjie wat Lukas skryf, hoe hy verwys na die Heilige Gees en die Heilige Gees se werk. Nou as ons dit vir mekaar sê, en ons dink vir so 'n oomblik aan wat die disippels beleef het. Hulle is op 'n plek waar hulle sê, maar Here, ons wag op hierdie uitstorting, ons wag op die gawes wat U beloof het. En dan vra hulle vir hom, Here, is dit nou die tyd dat U verheerlik word, dat U die koninkryk van Israel weer gaan oprig?
En Jesus sê vir hulle, dis vir julle om te weet nie. En die volgende oomblik word Jesus weggeneem. Kan jy jouself indink hoe hulle gevoel het? Hoe hulle op 'n plek gekom het waar hulle sê, maar ons is nou alleen. Wat gaan nou met ons gebeur? Is dit nou klaar? Is dit nou al wat vir ons voorlê? Is ons nou eintlik op 'n manier verlore? En as ons dink aan die hemelvaart, dan kom dit saam met hierdie belofte. Dit kom saam met die belofte dat die Here Jesus opgevaar het hemel toe, juis sodat die Gees uitgestort kan word. Juis sodat ek en jy, en die disippels spesifiek, wat hierdie goed beleef, nie alleen is nie. Dat ek en jy, as ons kyk na die wêreld, as ons kyk na ons eie situasies, nou ons kan 'n klomp goed opnoem, nê, wat ons baie keer voel, maar, sjoe, dis moeilik. Dit is ongelooflik die uitdagings wat ek en jy baie keer op ons pad het. Julle kan vir my seker 'n klomp goed opnoem. As ons dink oor hierdie wêreld, as ons dink oor dit wat ek en jy dag na dag moet trotseer. Maar ten spyte van dit, is daar die versekering dat die Gees uitgestort is ter wille van my en jou. Dat ek en jy in hierdie wêreld met hierdie versekering kan gaan leef en dat die Gees as te ware ons wêreld kom verander. Dat ek en jy, as ons kyk na ons lewe, dat ek en jy, as ons kyk na hierdie gedeelte en ons lees keer op keer die woorde en die Heilige Gees is gestuur en die Heilige Gees het gekom. As ons kyk na die eerste paar verse, dan sien ons daar, het hy deur die Heilige Gees bevele gegee. Die Heilige Gees is gestuur. En so kry ek en jy en beleef ons juis hoe die Gees ons kom bekragtig. Hoe die Gees vir my en vir jou nuwe hoop kom gee in hierdie wêreld. Deur die hemelvaart van ons Here Jesus Christus leef ons as te ware in die werklikheid dat ons deel het deur die Gees aan God se werk. Dat ek en jy in hierdie wêreld nie betekenisloos is nie. Ons is nie net per ongeluk hier nie. Ons is nie net op 'n plek in ons lewe waar ek en jy, ons het altyd 'n meneer gehad wat gepraat het van 'n suurstofdief. Waar ons suurstofdiewe is nie. Maar ons is op 'n plek in ons lewe waar die Here ons wil gebruik. As ons weer vir mekaar sê hoe Lukas of hoe Handelinge begin, die Gees wat gestuur het, of God, Christus wat hemel toe gaan, wat opgevaar het, die Gees wat uitgestort word, ek en jy wat kan sê, maar ons is nie alleen nie. Ons het 'n roeping, ons het 'n doel in hierdie wêreld. Ons is nie net hier toevallig nie. En as ons dit vir mekaar sê en ons kyk na hierdie wêreld, broer en suster, liewe jong mens, dan moet ons die geleenthede aangryp wat op ons pad kom. Ons moet die verskil leef wat die Here in ons lewe kom maak. Ons moet die verskil leef wat die Gees ons die krag voor gee om te kom doen. Om te kan uitleef.
So wat ek gesê het, ons is nie net hier toevallig nie, maar deurlopend is die Gees teenwoordig in ons aardse verhaal. In hierdie wêreld. Hier waar ek en jy besig is, daar waar ons voete die aarde raak, leef ons met die verwagting dat God saam met ons is. Deur sy Gees. Dit kan 'n vraag ook wees. Leef ek en jy met daardie verwagting? Is ek en jy bewus van die Gees, God se Gees, die Heilige Gees wat saam met ons tree vir tree in hierdie wêreld stap? Daar waar ek en jy heel waarskynlik baie keer dink, maar ons wil nou alleen wees. Daar waar ons in ons geheime oomblikke goed doen. Daar waar ons vir mekaar sê, maar Here, waar is U? En elkeen van daai oomblikke leef ons met die wete en kan ons met die wete leef dat God sy Gees gestuur het. Dat hy uitgestort is. Dat hy gestuur is sodat ek en jy in 'n verhouding met hierdie lewende God kan leef. En as ons kyk na hierdie omgewing, na hierdie wêreld, na ons dorp waarvan ons deel is, na die skool waarvan jy deel is. Mag jy met hierdie passie, hierdie wete die verskil gaan maak. Mag jy gaan leef dat ons met die wete dat God julle in hierdie wêreld instuur. Nie alleen nie. Maar om in hierdie aardse wêreld te gaan leef deurlopend teenwoordig met die Heilige Gees. Die versekering dat die Gees van die Here Jesus Christus by my en by jou is. As ons kyk na die gedeelte wat ons saam gelees het in Johannes 17 vers 24, dan hoor ons weer hierdie woorde van die Here Jesus waar hy kom sê, maar Vader, ek wil graag hê dat waar ek is, hulle wat U my gegee het, ook by my moet wees, sodat hulle my heerlikheid kan sien, die heerlikheid wat U my gegee het, omdat U my al voor die skepping van die wêreld liefgehad het. Mag ek en jy leef met die wete dat God se liefde vir my en vir jou oneindig is. Mag ek en jy leef met die wete dat God my en jou kom toevou in sy teenwoordigheid en ons hierdie verwagtinge baie keer het van die Here wat op ons en vir ons en in ons boksies moet pas. Soos wat die disippels gehad het met hulle vraag, maar Here, het U nou gekom om Israel weer te herstel? Dis wat hulle gedink het. Die Here Jesus gaan nou weer vir Israel die volk maak wat die bevel kan uitvoer, wat regeer. Mag ek en jy leef met die wete dat die Here ons oneindig liefhet en stuur in hierdie wêreld in om sy boodskap, sy hoop te gaan uitleef en uitdra. En op hierdie wyse raak ons en word ons deel van die getuienis van God in hierdie wêreld.
mag ons dit gaan leef daar waar ons gaan, tot eer van ons Here en God. So wat ons sit, gaan ek geleentheid gee vir 'n paar gebede in hierdie aand, daar waar jy sit vir stil gebed, en dan sluit ons dan daarna hardop af. Ek wil vra dat ons bid in hierdie aand vir herlewing. Dat ons weer sal erns maak met die Gees. Dat ons weer sal erns maak met ons geloof. Dat ek en jy sal, is die eerste deel. Die tweede, dat ons sal bid, dat die Here ons die krag sal gee, om te kan sien waar hy ons, as sy mense, sy gelowiges, wil gebruik. En die derde een, dat daar waar ons baie keer kort kom, daar waar ons sê, maar die Here het van ons vergeet, dat ek en jy onsself weer sal verbind, om as gelowiges te leef. Ek gee 'n paar oomblikke vir stil gebed. Kom. Here, ons kom dankie, Here, in hierdie aand, dat ons kan kom bid, Here, dat ons hierdie gemeente, hierdie gemeenskap, die gemeenskappe wat vanaand hier teenwoordig is, Here, aan U kan kom opdra. Here, ons kom bid, Here, dat U deur U Gees herlewing sal bring. Here, herlewing in hierdie omgewing, herlewing sodat ons as mense, Here, weer sal erns maak met ons geloof. Dat ons sal erns maak met U, ons Here, ons God. Dat ons, Here, ons verhouding met U sal versterk, sal verdiep. Dat ons nie sal skaam wees om dit uit te leef in hierdie wêreld nie. Maar dat ons sal opstaan as getuies, as mans, vrouens, seuns en dogters
van die lewende Here. Here, ons bid, Here, dat U vir ons die leiding sal gee om 'n verskil te maak in hierdie wêreld. Dat ons U wil sal soek en dat ons nie sal skroom, sal bang wees om dit uit te leef, nie, om dit na te jaag, nie, om te doen wat U vir ons vra, nie, Here. En Here, as ons iewerste in ons geloof, in ons geloofsreis, Here, so 'n bietjie verslap het, so 'n bietjie vergeet het. As ons, Here, dit so 'n bietjie gelos het, agtergelaat het, kom bid ons, Here, dat U vir ons genadig sal wees. Dat U ons sal nader trek, Here, en dat ons, Here, tot 'n ommekeer sal kom. Dat ons U weer sal dien, Here, want U is naby, U is in ons teenwoordig, deur U Gees. Lei ons ook so in hierdie dag en ook elke dag, Here, tot eer en verheerliking van U. Amen.